So goeiedag aan almal, baie welkom. Ons is al by ons 4de sessie. So ek sê maar net hoe die sessies loop, dat julle nie verdwaal raak tussen alles nie, want ons is ook met vrae en antwoorde en nommers en Sondag besig. Maar ons is steeds besig met die vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons gaan 'n hele tydjie hier op hierdie vraag spandeer, omdat die vraag wesentlik eintlik is oor ons geloof en die Heidelbergse Katekismus, en dan gaan ons van tye weer terugkom hiernatoe. So ons spandeer so 'n bietjie tyd, maar vandag spesifiek dan nou die antwoord op vraag 1, en dit is antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan is die antwoord, eerste gedeelte daarvan, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. So skalk net weer net aan sommer net die reaksie daaraan dink. Jou hele leeftyd spandeer jy om te behoort. En daai behoort gaan oor jou identiteit, en dit gaan oor jou sukses, en dit gaan oor jou plek in die samelewing. En nou begin ons, dit tel nie, of ek behoort nie, ek behoort aan iets anders. So, hoe werk dit as jy jou hele identiteit bou op jou sukses, en nou skielik kom hierdie ding en hy sê, maar jy behoort aan iets meer. So kom ons gesels daaroor. Ja, Marius, jy's reg met jou analise van waarmee ons besig is in hierdie wêreld. Ons probeer die hele tyd onsself bevestig in die wêreld. Maar ek moet jou korrigeer op, jy het nou, dit was 'n glips, ek weet, jy het gesê iets anders, maar aan iemand behoort. Ons behoort aan iemand anders. Luister, Marius, weet jy die wonderbare ding van die katekismus, is dat hy die hele tyd besig is met Jesus, met die Here Jesus. Dis hoekom ek wil hê, dat ons maar hierso so 'n klein bietjie stadiger loop in hierdie eerste antwoord, want dit is want as ons dit gesnap het, help dit ons met al die ander vrae en antwoorde, en dan hoef ons nie so diep oor elkeen te dink nie. Maar kom ons begin. Kom ons begin met hierdie een van ek behoort nie aan myself nie. Weet jy, Marius, ek het toe ek as kind hierdie katekismus, toe ek nou op skool was, het ek hom uit my kop geleer, sommer net, die hele katekismus. So ek kon hom opsê, ek dink ek het hom beter geken as my dominee, maar ek het nooit geklik hoe belangrik hierdie een is van dat ek nie aan myself behoort nie. En ek het 'n lewe lank, baie jare, gespartel om vir myself 'n plekkie uit te kerf in die wêreld, om vir myself te laat saak maak. En want dit sit so diep in ons. Ons is so belangrik vir onsself. Ons praat almal oor ander wat narciste is. Maar ons staan nie by die spieël en kyk nie. Ons is self, elkeen van ons het 'n goeie klap van die narcisme weg. Party se klap is 'n bietjie harder as anders. Nou, maar ons is dit almal, ons is almal vir onsself belangrik. En dan word jy so moeg en jy weet nie hoekom nie. En tot ek op 'n dag klik wat Jesus in Matteus 11 bedoel, as hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Nou het ek altyd gedink, Jesus is 'n sagmoedige en nederige leermeester wat vir ons 'n klomp ander goed wil leer. Dis wat die teks sê. Gaan leer hoe om te lewe by hierdie sagmoedige en nederige leermeester. Tot ek op 'n dag klik, ons moet by hom gaan leer hoe om sagmoedig en nederig te wees. Dis wat ons by hom moet leer. En as ons daai sagmoedigheid en daardie nederigheid by die Here Jesus geleer het, dan verander ons lewe. As ons begin opgee daarmee, met hierdie
patetiese ding van om ander te probeer beïndruk. Of om onsself te laat geld. Of om onsself te laat Dat jou rus lê in jouself te laat geld, maar jy het vakansie nodig weer. Ja, verskriklik baie. Ja, nee, en dit is, as ons net eenvoudig aanvaar, weet jy, ek is 'n feilbare, breekbare mens, en ek is nie vir my lewe verantwoordelik nie. Ek is verantwoordelik om my planne te maak. Ek is verantwoordelik om te werk. Ek moet verantwoordelikheid neem vir mense. Maar uiteindelik is dit nie regtig so belangrik nie. Ek is nie, weet jy, in my eie kop is ek mos nou die sentrum. Maar anders koppe is ek so 'n randfiguurtjie. Hulle sien my of hulle sien my nie, hulle dink nie heeltyd oor my nie. Nou het ek hierdie stupid ding aangevang en ek dink, o heng, wat dink die mense van my? Hulle dink nie eers van my nie. Hulle dink vir 'n oomblik, ja, dit is nou stupid en dan gaan hulle aan want hulle wonder wat dink ander van hulle. Terwyl ek besig is om te dink wat dink hulle van my. Ja. Dit is so stupid. Dit is so dom. En daarom dink ek is die katekisme se antwoord wat begin sê ek behoort nie aan myself nie. Daarin alreeds lê 'n stuk verlossing om van myself verlos te word. Ons dra so swaar aan onsself. Liewe hemel. Ons is so ek net gou kommentaar lewer jy so kom na my. So, ek dink altyd dit is regtig nie so moeilik nie. Maar dit is verskriklik moeilik. Hierdie ding is so maklik, maar dis die moeilikste doen wat ons kan doen. En dan half die vreemde ding, jy vind nie jou rus in jou sukses of jou ambisie nie. Jy vind jou rus in die oomblik, kom na my toe. Ja. Die hele ervaring net van so wat het Jesus geleer? Het hy 'n klomp goed geleer? Hy het vir jou, kom na my toe en volg my. Ja. En dit is die basiese beginsels van die 4 evangelies, né? Also wat het Jesus geleer en wat beteken dit om te volg? En dan is dit sentraal. Jy moet jouself verloor om werklik te kan leef. Ja, dit gaan met ander woorde, Marius, nie om 'n klomp goeters nie, of om 'n klomp dinge wat ons moet dink of dinge, dit gaan om 'n persoon. Ja. Of kennis nie, selfs nie kennis nie, die kennis is belangrik. Dit kom met groei, maar jou wese van jou groei is daai bekeringsoomblik van. Dis eintlik 'n bekeringsoomblik, né? Ja. Dis ek behoort nie aan myself nie. En dan weet wat vir my weer mooi is, al klik jy dit, al is jy 60 of 70 of 80, was die genade van kom na my toe nog altyd in jou lewe gewees. Ja, kyk, as ons nou by die sonde gaan besig raak, gaan jy gaan ons praat oor die ding wat jy nou net gesê het net nou. Ek sê dis die moeilikste ding op aarde en dis die maklikste ding op aarde. En dit wat die maklikste ding op aarde moet wees. Hoekom is dit vir ons die moeilikste ding op aarde? Want die sonde. Ja. Maar ons gaan nie nou oor die sonde praat nie. Ons gaan nou praat oor ons Here Jesus Christus. Kom na my toe. Goed, en nou het ons gesê, wat is jou enigste troos? Jou enigste troos is 'n enigste een. Met ander woorde, ek behoort nie aan myself nie. Ek self is 'n ander een. Ja. My enigste troos is ek behoort aan die Here Jesus Christus. Ek is syne. Weet jy, ek met liggaam en siel. Ja, kom ons praat daaroor. Oor die liggaam en siel, weet jy, dis 'n ander ding wat Christene baie keer miskyk. Is die belangrikheid van my lyf. Kyk, as een van die een van die evangelisasie goedjies wat in ons tyd op toe ek nou 'n kind was, het mense vir mekaar gevra, is jou siel gered? Die katekismes het my destyds al geleer om te sê, nee, ek is gered. My liggaam en my siel is so hulle het dit ingesit. Dit sê liggaam en siel. So dis ingesit in die katekismes. Ja. Vir die rede om iets anders te sê.
as net dat jou siel verlos word. Dat jou siel verlos Okay, maar word. nou hoe word jou liggaam verlos? weet jy, kom ons voor ons oor die liggaam se verlos praat, kom ons praat oor die liggaam se behoort. Dat ek met liggaam en siel aan my troue verlosser Jesus Christus behoort. My lyf is ook syne. Dit is Paulus kyk Paulus het nogal redelik klem daarop gelê, maar ons lees dikwels daaroor. Daarin in 1 Korintiërs 6, skryf Paulus hierdie teks wat 'n klomp mense het liewer nie geskryf nie, oor wat jy oor die seksuele dinge wat jy nie mag doen nie. Kyk, ons moes daarom nou so ou sport. Daar's dan 'n klomp lekker goed in die lewe en Paulus is teen hulle almal. Maar in 1 Korintiërs 6 skryf hy sê wat ek met my liggaam doen is tog wel belangrik. Hy sê want my liggaam is my liggaam behoort aan die Here. Om die waarheid te sê, wat Paulus sê in 1 Korintiërs 6, jou liggaamsdeel wat jy gebruik om sonde mee te doen, as jy dit nou so wou stel in daardie gedeelte, is nie meer joune nie, dis Jesus sinne. Ja. Jy kan mos nie dit met Jesus se liggaam gaan staan en doen nie. Ja. En as jy nou mooi daaroor dink, my hand, nee, my hand, is dit nog myne? Ja. Nee, dis Jesus sinne. My hand is nou Jesus sinne. My mond, behoort hy nog aan my? Nee, hy behoort aan die Here Jesus, want hy het my met liggaam en siel gekoop. Onthou nou, ons het nou, terwyl ons hierdie ene opneem, lê Paasondag nou, was verlede Sondag, die tyd gaan so vinnig onder my deur. Ja, ons is nou hierdie week, het ons begin met die Paasfees, met Jesus wat uit die graf is, sy liggaam is uit die graf. My siel gaan nie eendag, kyk, vir 'n klomp mense, kom stel dit so, vir 'n klomp mense is verlossing, dat my siel in die hemel gaan beland. Ja. Maar verlossing is, dat ek 'n volledige mens met 'n liggaam, met hande, voete, neus, ore, wat ook al, ek sal dalk hare ook hê dan, op die nuwe aarde gaan woon. So die mooi ding van dit, skielik waar goed inkom, soos ek gee vir meer om, as net ook my eie siel. Ek gee om vir die aarde. Ons het nie, daai tye het hulle nie so oor ekologie en goede geskryf en geworry daaroor en gesê, sjoe, weet die mens is die kroon van die skepping, maar ons is deel, eintlik, die mens is maar 'n klein stukkie van 'n groter skepping. Maar daai deel word van die skepping, konnekteer jou aan iets groter as jou eie belang. Skielik raak dit meer. Ja, dit raak meer, want my liggaam, ek behoort met liggaam en siel aan die Here. Ek dink ons sou dalk vir 'n oomblik vir hierdie sessie hierso kon haltroep. Yes. En dan kan ons volgende keer verder dink oor hierdie wonderbare goed. Ja, so, dit is vir hierdie sessie. In die volgende sessie gaan ons nog steeds, wat is die enigste troos in lewe en sterwe, en dan gaan ons verder 'n bietjie daarop uitbrei.